In hierdie episode van Spore besoek ons Gamkaskloof, of beter bekend as Deel. So ek sal graag haar kommentaar wil hoor as sy nou eers daaronder is. Ons begin vroegoggend, naby die Swartberge. Kobus se gat, hier word die bande afgeblaas, en dan drink ons natuurlik eers 'n koppie koffie vir die lang pad na die kloof. En op pad kloof toe moes ons stop. Die Proteas het ons welkom kom eet. Ja, hoor jy daar hierso slange, kyk net hoor. Dit lyk my reeds as iets onder jou voet daar. Is dit? Okay. Is julle nou reg? Ja. Dis mooi Protea. Okay, hier is nou 'n videoetjie smaak vir ons. Waarheen is julle tweeetjies op pad? Help. Okay. Hier onder hierdie boom gaan staan. Oral die af is nog net Proteas. Dis voel sommer kyk dis. Ja. Hierdie moet nog oopmaak hè. Ja. So mooi. Fyn bos. Die pad Gamkaskloof toe Diane is 48 km en jy sal dit in 2 uur doen. Maar maak jou liewer reg vir 3 ure en dit is wat dit ons geneem het. Dit is net ons op die pad, so die begin. Daar is meer toegegroei ons. Ek weet nou nie of hierdie doringboom so groei nadat hierdie plek was oop toe hier in. Daai hele into daarbo. Hoopelik soos daar sak dan. Soos amper daar. Die video's is baie misleidend. Ou kan nie altyd agterkom op die video hoe styl en hoe moeilik hierdie pad regtig is nie.
daar sien jy 'n klein watervalletjie daar regs van jou. Yes, Janie, ek sien hom. Soos verby hom. Dis nou waar jy moet gaan lekker lê en afkoel. Ja, verder aan het ons eendags op so 'n watervalletjie gestop en gaan swem. Ek in my onderbroek en ek loop op een van daai rotse, ek val my amper half dood soos ek gly. Nou weet ek beloof jy, ek val dat ek daar lê dat ek dink ek gaan nie weer opstaan daar nie. Hulle gaan my hier met 'n helikopter moet kom uithaal. Al wat nou oorbly is die lekker paar S-draaie af onder toe. Nou dis nou Rianda se eerste ene wees wat sy hier afgaan. So ek sal graag haar kommentaar wil hoor as sy nou eers daaronder is. En dis beslis een van die mooiste gesigte wat jy kan sien. Gamkaskloof, die hel in volle glorie. En dan kom ons by Fonteine Gasteplaas aan. Dis Ouma Sannie se winkel en restaurant. 1841. En soos verwag is hier 'n monument vir die donkie. Die donkie het 'n sleutelrol gespeel in die Klower se leefstyl destyds. Hulle het hulle rantsoene met die donkie teen die leer uitgeneem tot buitekant toe waar dit aan die buitewêreld verkoop is. En hoewel jy hier baie afgesonder is jy daarom 'n winkel, 'n restaurant wat dan aan jou basiese behoeftes kan voldoen. Ons is ingeboek hier in die Boskamp, wat slaapgeriewe het vir 8 persone. Pragtige klipstruktuur. Het jy 'n gasgeyser?
kosbak. Klipstort. En 'n fles daai. Glad nie sleg nie. En daar's hy. Dan kom ons stap gewoon na die safari kamp toe. Soos 4 sulke huisies met 'n groot lapa gedeelte waarin jy kan jou kos maak, onthaal, kuier. Baie lekker. Dis die leefarea. En dan is dit die huisies die. En dan is er 'n swimming pool. Vir die van julle wat wil afskoop. Daar's 'n braai area waar jy kan vuur maak vir die aand en lampies wat vir jou vermaak deur die aand. En dan kyk ons gou hoe lyk die bedjies hier. Dis hoe die huisies binne lyk. Heel lekker. 2 vrieskaste, werk seker met gas. En dan 2 muurminne. Die skade. Wat jou margarine gesmelt, water in. Die margarine gesmelt. O, botter. Snel. 'n bietjie warm jong. Ja, dit is skoon water. Waar was dit buitekant gewees? Was jy in die yskas nie? Ai, jy vergeet of jy dit so gedoen. Die boskamp is toegerus met 'n binnebraai. Jy kan ook buite braai, maar vanaand die wind het so 'n bietjie gewaai. So ons gaan kos binnekant maak. Is hy nou stout oor hierdie geroosterde groente? Daai groente is Ja. maar ek weet dit nou nie of gaan dit Ja, ons sal dit nou nie doen. maar laaitjie eetvaar. Ja. So, hoe lank sit dit in? Toe koop ek vir my april. Koop ek vir die 25 eetvaar. En wat is nou lekkerder om te kuier om die tafel, soos van ouds. Ek en my sus in Gamkaskloof, die hel. Kan jy glo ons dan Bouwerwes groot geraak en net gehoor van die hel hierso. Church. Op ons kuiertjie hierso. Gamkaskloof. Dit was dag. Geniaal. En Adrian doen die minste. Ek spin. Dit is harde werk. Dis harde werk, Matiga. Dis ou gat. Dit is met 'n siek dame hierso. Jy sê gaan dit oorleef. Net. Ja. En met 3 hande wat nie lekker voel nie, gaan ek en Annelie die kloof verken. En ons besoek een van die pragtige huisies wat beskikbaar is vir akkommodasie in Gamkaskloof. Hallo. Hoe gaan dit? As kan ek maar gou deurstap hierso. Ek is nuuskierig om te sien hoe lyk die plek hier binne. Hier hoor ek hier's nog al. Ja. Nou vir die beerkoes. Ja, lekker. Vloere is modern gemaak. Ja, dit lyk goed, nee.
Elke dag gaan met julle nou in skoonmaak. Het elkeen sy eie badkamertjie? Jeste man. Elkeen sy eie badkamertjie, is ook ene. Ja. Dankie julle. Hoor nou lank is julle nou al in die kloof? Nou al omtrent, as ek daar aan 2 maanden as ek nou weer. Oog nee, jy's nog jonkie. Wie is lank in die kloof? Is jy 2 maande hier? Daar. O, 2 jaar hierso. Nee, so jy ken nie regtig die geskiedenis van die. Nee, ek kan nou my reg meneer. Ja. Nee. Nou waar is hier nog ou mense in die kloof wat hier bly wat jare hier kom behalwe Pieter nou? Nee, ek sien nou mense net om, maar dan voor dat hy bly nog. Ja. Maar die ander mense is nou, is nie ander mense wat nog wat jare al hier bly wat 'n mens kamp het. Sien ek maar hoe brand die lig hierso. En die huisies wat hier is, wat beskikbaar is as akkommodasie, is meestal van die ou huisies wat uit daardie tyd in 1841 se omgewing strek en wat gerestoreer is. Dit gee vir jou die atmosfeer van jare gelede in 'n pragtige omgewing. Al verskil is natuurlik dat dit vir jou vandag al die moderne geriewe bied. Ja. En so het elke huisie sy eie naam, vernoem na van die ou inwoners in Gamkaskloof. En water is nie 'n probleem hier op Fonteine Plaas nie. Hier is ook so eentjie van die plaas af in Waterval, wat se water silwer skoon en helder is. Hier is ook 'n begrafplaas, die Maree begrafplaas, waar oud Gamkasklowers begrawe lê. Hierdie kloof het baie geskiedenis, 'n ryk geskiedenis, van hoe die Gamkasklowers in jare in afsondering geleef het, en hoe hulle ook 'n morris ingedra het, 'n V8 nogal, om mee rond te ry voordat die amptelike pad geopen is na die buitewêreld. En gaan jy verder af in die kloof, kom jy by die gedeelte wat deur Cape Nature bestuur word. En ongelukkig lyk dit asof die geboue dringend aandag nodig het. Gamkaskloof se kulturele geskiedenis word bewaar. En hierdie huisie word spesiaal met sinkdak beskerm om te keer teen verdere verweer. Dis deur die bekende Leni Maree gebou vir Jan Maree en sy bruid.
En nou ja, na 'n dag van rondstap en die kloof te verken, is dit tyd vir afkoel. En dan neem ek swemlesse ook. En dan kuier ons maar weer lekker saam. Ek sit hom ook konstant daar as se baas en agteraan so. Ek dink 'n bietjie. En so klink dit as jy vroegoggend wakker word in 'n daktent in Gamkaskloof. En dan is dit tyd om hierdie pragtige kloof, sy stilte en sy wonderlike geskiedenis te groet. Dis tyd om my kronkelpad terug aan te pak. Maar jy moet konsentreer soos jy sê, anders want oral is daar boulders en gate en slote en ek sê op 'n stadium vir die hande, hoorie, is jy alright? Voor sy antwoord sê ek vir want ek is nie alright nie. Nee, dit is 'n ander ondervinding, maar ek kom liewer op as wat ek afgaan. Ja, mens wonder baie keer wat is die ergste om af te ry en te weet as jy ren kan jy dalk bietjie teen die klippe afgly of as jy opkom en jy trap petrol kan jy teruggly teen die klippe. Mens wonder baie keer wat is die ergste. Ja, nee, dis waar ja. Ek het afgegaan en was met dieselfde storie skrikkerig want 'n ou gly baie keer met. Ja nee, ou is maar bang nie verlore band hierso. Ek het Betty. As ou so kyk wat so klippe jy uitsteek. Ek gaan net so lank. Ja, en die voordeel van daai papband is dan die breër oppervlakte ook wat jou kan help trap. Dit is die voordeel, dis hoekom baie hulle aanbeveel om die blaas af, want jy het 'n breër oppervlakte. Die beste is ons is uit die Gamkaskloof uit self. Ek dink ek kan vir julle baie dankie sê vir 'n lekker tydjie daaronder. Ou voel maar as jy daaronder kom, veral as jy ingekom het, damn, wat maak ek hier? Dis 'n bietjie rof. Maar as jy teruggaan, as daar so iets wat agterbly in die kloof is, so asof jy terugdink en daar's iets wat 'n heimwee binnekant jou is. Dis nou maar een ding wat die kloof van 'n mens maak as jy daar was. Ja, as jy hier kom as jy hoor die wanneer ons moet alweer beplan wie volgende en wie af te van, dan sien nou weer kans vir die klippe. Ja, jy weet dis regtig so en ek meen nou wat ons op hierdie pad ry wat self nie baie goed is, jy voel dit vir my soos 'n lekker teerpad. Dit voel sommer vir my maar ons ry dan nou so lekker. Wat het dan eergister toe ons ingekom het fout gewees. Maar dis nou daai stuk swak pad waaroor ons is en nou voel dit sommer heel lekker. Ek sien sommer uit na 'n lekker koppie koffie. Gepraat van my koffie, ons gaan net hier voorstop. Nou. As ons hier by Oom Koos se klip en dan kom ek in na julle gesigte toe, dan sê julle vir my hallo. Hallo. Like Elsie. O. Dit raak warm in die girl, laat dit inklim. Ja, sterkte vir hulle. En so kom die motors van vooraf, een vir een, tot 4 van hulle gelyk, op pad na Gamkaskloof. Die pad na Gamkaskloof toe staan ook bekend as die Otto Du Plessis pad.
Dit is geopen op die 9de Augustus 1962 deur die administrateur van die Weskaap, meneer N.J. Malan. Maar ek doen nou middagete daar eet en dan net aan deur. Ja, maar dis so onterug. En dan ry ons oor die Swartberge. Hierdie keer is dit af na Oudtshoorn toe. Maar eers gaan ons stop weer by Kobus se gat. Tyd om wiele op te pomp. En terwyl die wiele besig is om op te pomp, smil ons aan gisteraand se braaivleis wat ons warm gemaak het in die mikrogolf. En so kom nog 'n uitstapie tot 'n einde. Nog 'n besoek aan Gamkaskloof. Nog herinneringe wat ons vir lank sal onthou. En vir die van julle wat nog nie in Gamkaskloof was nie, gemaak 'n draai. Tot volgende keer, groetnis.